Ek dink nie almal eet so baie eiers soos ek en Samuel nie. As ons 'n hen gehad het wat goue eiers lê soos daai een sprokie. So ons naderhand met haar gepraat het en gesê, wil jy nie vir ons gewone eiers lê? Daar is so 'n liedjie wat sê goud en silwer het ek lief, maar eiers is baie lekker. Dis nie deel van die liedjie nie. Prys die Here. Die Here is so goed. Ons eer sy naam. Verheerlik sy naam. Hy is eenvoudig goed vir ons. En ons prys die Here. Liefde wil ons regtig vir mekaar vanoggend sê. En as ons van liefde praat, dan praat ons van die liefde wat Jesus aan ons openbaar. Ons praat nie van toe ek in standaard 8 eerste keer vir Jewena gesê het, jy is so pragtig, ek is lief vir jou nie. Dit was, baie van dit was nie heeltemal liefde nie. Verstaan julle? Want sy was baie mooi. Julle weet so, het was dalk, ons weet nou nie, maar prys die Here, die toets het dit deurstaan, hè. Maar liefde is die enigste wyse, die enigste manier om 'n ander mens in sy wese, in sy persoonlikheid te kan aangryp, te kan vasgryp. Liefde is die enigste manier hoe jy dit kan doen. Die enigste manier. Ware liefde is letterlik 'n wonderwerk. God se liefde is 'n wonderwerk. Die mens ken nie liefde sonder die Here regtig nie. Ons liefde is altyd gewoonlik baie bepalend, jy weet. Daar is voorwaardes. Ons liefde is soos wanneer ons vir mekaar help met goed, baie voorwaardelik. Party mense se voorwaardes is daar, ander se voorwaardes is daar. Ek vat nou die broeder wat daar agter sit. Hy weet nie wat ons sê nie en hy is ook nie by nie, né? Maar die Here sê sy liefde is ver bokant. Ek sê vir Elseke, net so lief as vir elke een van ons is die Here vir hom. Inteendeel wil ek eintlik sê sy hart gaan uit vir hom. Sy hart gaan uit na daai ou toe. Uit na hom toe. So liefde is werklik waar. Die Here se liefde is die enigste manier hoe jy regtig iemand in hulle gees kan vasgryp. Vrydag het Samuel op sy WhatsApp groep, Vaarwaard groep, het hy gesit, miracles happen when you know, believe and realize that Abba Father God is for you and deeply loves you in an intimate and personal way. So kom ons lees dit weer. Miracles happen. Met ander woorde, dit is wanneer wonderwerke gebeur. When you believe, when you know and believe, you know and believe and realize that Abba Father God is for you and He deeply loves you in an intimate and personal way. En ek wil daar byvoeg, so intiem en persoonlike manier het hy ons lief dat hy sy eie mees intiemste persoon saam met wie hy van ewigheid is, naamlik Yeshua sy seun, het hy gestuur om vir ons te sterf. Sodat ek en jy in hierdie liefde ingetrek kan word. Die onmoontlike kan waar word, dat ons in ons sondige bestaan geregverdig kan word, hoor julle, goed genoeg kan wees. En ons is nooit goed genoeg nie, maar deur die liefde van die Here en wat Jesus gedoen het, is ons goed genoeg. Al lyk dit niemand nie. Al staan daar dalk 'n grimmige engel by die poort van die hemel en hulle laat hom maar net daar staan want hy kom net nie oor dit nie. So hulle gaan hom kans gee. Hy staan nou al vir 'n paar duisend jaar daar en hy's elke keer vies oor elke Christen wat net daar instap. Asof die plek aan hom behoort, sê hy. Ek sê nie daar is so engel nie, hoor. Dis nie 'n Enoch of een of ander verskuilde geskrif nie. Maar as dalk 'n engel wat baie ontsteld is oor hierdie situasie. En weet julle wat? As ek die dag instap en daar is so ou. En die Here wys vir my daar is so ou, gaan ek na hom toe gaan en sy hand skud en sê baie dankie dat jy hier bly staan. Want jy is vir ons 'n bewys, hierdie is net genade. Ons kon niks uit ons eie goed genoeg doen nie. Daarom wil ek wil graag hê jy moet verklaar. Lees saam met my daar. Abba Vader, kom ons lees dit. Abba Vader God is vir my en lief vir my en het my intiem en persoonlik lief.
Kom ons lees dit weer, ek het die eerste een opgemors. Kom ons lees dit weer. Abba Vader God is vir my en lief vir my en het my intiem en persoonlik lief. Ons moes dit eintlik 1000 keer gesê het, gesing het, ons moes 'n mooi wysie gehad het, melodie, dis 'n mooier woord. En dit oor en oor sing, tot elkeen van ons so vol daarvan is. Julle sien, Jesus sê in Johannes 4, vers 23, hy sê van nou af, sal aanbidding van Vader nie 'n saak wees, en dis ek moet 'n bietjie die Passion en slag vertaal, anders sal julle sê ek preek meer Engels in die Engelse Afrikaans, maar daar's later ene wat ek nie vertaal het, maar van nou af sal aanbidding van Vader nie 'n saak wees van die regte plek nie. Want onthou, wanneer Jesus hier praat, is die tempel nog daar. Jesus is argumentsonthaalwe eers 33 na Christus gekruisig, 70 jaar Christus is hy na Christus is die tempel vernietig. Maar wat Jesus bedoel, van nou af, selfs voordat die tempel was nog 17 jaar daar, argumentsonthaalwe, jaar die kant toe, daai kant toe, was die tempel nog daar. Maar Jesus sê van nou af, wat nou gaan gebeur vandat ek hier is, gaan die plek waar jy aanbid nie meer saak maak nie. Hoor julle, die plek waar jy ek wil byvoeg, waar jy skoon gewas word van jou sondes, niemand hoef meer dan na die bad van Siloam toe te gaan, om gereinig te word nie. Hoor julle, al daai dinge is nou verby, want hoekom? Hoor wat sê hy? Hy sê van nou af sal aanbidding van Vader nie 'n saak wees van regte plek nie, maar vanuit die regte hart. Want God is gees en hy smag na opregte ware aanbidders wat in gees en in waarheid in waarheid aanbid. Here Jesus sê ek soek ware aanbidders. Wat my in gees en in waarheid proskineo. Die Griekse woord, daar is bietjie 'n verbuiging, maar die woord is proskineo. Dit beteken letterlik om te soen. So dis hoekom ons mekaar nie aanbid nie, né? maar dit is letterlik proskineo, dit beteken om te soen. Pros is 'n voorvoegsel, maar neo is letterlik om te soen. Aanbidding, om God te aanbid, is 'n intieme saak. Dis 'n absolute intieme saak. Dis hoekom jy nie jou voorvaders aanbid nie. Dis hoekom jy niemand anders aanbid nie, want dit kan nie intiem wees nie. Jesus sê van nou af is dit 'n intieme saak. Dis 'n persoonlike saak. Hy sê hierso, maar aanbid van die regte goed en hom vereer. Jy moet God aanbid, jy moet hom soen en hom vereer. En die ryk van die gees, die realm in Engels, né, van die gees en in waarheid. Dis in die geesteswêreld wat jy hom aanbid. Dis in die geesteswêreld wat jy na hom toe uitroep. Dis nie net fisies nie. Jy sien nie vir Jesus fisies nie, maar jy verklaar dit in geloof. En die hart van die Here gaan uit na ware aanbidders wat hom wil soen, wat graag by hom wil wees. In 1 Johannes 4:8-16 sê God is liefde. En julle sien, liefde is letterlik, die liefde van God is letterlik die hele punt van aanbidding. En dit is dat God daarna smag dat mense reageer op sy liefde. Ek het dit nou nie gesit nie, maar ek het nou eendag gelees van 'n ding wat die ou weer eens sê. Ek dink die regte uitspraak is reciprocal, né? Dis die regte uitspraak. Reciprocal. Jy sien, dis hoekom ek vra, dis hoekom jy daar is, my seun. Reciprocal. Dit is met ander woorde wederkerig. Ek ken daarom die Afrikaans. Dis met ander woorde wederkerig. Die Here wil 'n wederkerige verhouding hê. Anders het hy ons nooit gemaak nie, dan kon die diere hom aanbid het. En hulle kon maar net bly gewees is om te sien soos 'n hond wat weet jy gaan, hy wag dat jy vir hom kos gee. Daai jokkie van ons, as ek 6 uur elke dag kos gee, dan begin sy 5 uur die om my draai. As ek toe begin ek 5 uur kos gee, dan begin sy 4 uur om my draai. So, het 'n redelike eetlus. Ek weet nie of sy by Samuel aangesteek het, nie by my nie, maar sy het 'n redelike eetlus aan haar. Sy wil net eet. Maar die punt is net, is hy, die Here wil hê, dis die hele ding. Dis hoekom hy ons as mense gemaak het. Hy het 'n wese geskape na sy beeld. Een wat reageer. Dit sê vir ons presies ook iets van ons Here se persoonlikheid, as ek dit so kan stel. Van hoe hy werk. Hy wil reageer.
Hy wil nie net daar in die hemel sit en oor hierdie spannetjie heers en hulle moet nie eens van hom weet, hulle moet nie hom praat nie. Hy's die CEO, hy's die eienaar, hy's alles. Hy wil nie eers met hierdie ouetjies kommunikeer nie. Nee, die ergste is, hy wil met elkeen van ons eweveel kommunikeer. Daar's 'n ou nou sê nou maar in Tibet in 'n boeddhiste plek waar daar ho en vir een of ander god. Die Here wil met hom kommunikeer. Hy is lief vir daai ou, net soos hy vir ons lief is. Dit is wat dit so erg maak. Dit is wat dit so belangrik maak dat ons met mense moet praat oor Jesus. Want jy sien, is 'n hele punt van aanbidding tot hom is dat God smag dat mense reageer op sy liefde. Psalm 84:11. Ja, 'n son en 'n skild is die Here. Sun and a shield is the Lord God. 'n Son en 'n skild is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Hy skenk genade. En hy gee eer. Hy hou wat goed is, hoor mooi hier. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie. En ek is 100% seker dat die psalmdigter van Psalm 84 het daaraan gedink. God, toe hy hoor wat die Here vir hom sê, en hy dink hy skryf net sy hart uit. Hy spreek sy hart uit, min weet hy, dit is, as hy, miskien het hy dit geweet, maar in elk geval, sê maar in mense gewys, hy skryf uit wat hy dink hy moet skryf, maar hy sê letterlik wat die Here wil hê hy moet skryf, hoor julle? En hy sê maar die Here is, hy hou nie, wat goed is nie terug, daai toof, daai goedheid van God, is vir mense wat onberispelik is. En hy dink dalk by homself, yes, en wat die wet nakom, en wat dinge, en wat weet, liefdevol is, en wat ander mense help, ensovoorts. En daarom kan iemand baie maklik vra, onberispelik. Hoekom lees jy vir my die vers? Want ek weet baie goed, ek is nie onberispelik nie. Ek tree nie perfek op nie, ek lewe nie perfek nie. Maar as jy dit in hierdie gemeente nog steeds so dink, dan luister jy nooit. Hoekom? Want, ons wil weer eens vir mekaar sê, Yeshua, Jesus, ons Here, het met sy liggaam en sy bloed, elke een wat glo onberispelik verklaar. Elke een wat glo, net 3 letters. Elke een wat glo, nie elke een wat 10de gee, elke een wat oor elke hekkie hardloop nie. Ek het hekkies gehardloop op skool. Dit was lekker geweest, want dit is altyd die eerste item op die ding, né? Van die oggend, vroeg as jy daar kom, dadelik, dan moet jy, maar jy kan nie laat wees nie. Dan moet jy daar, gelukkig het Elske nie saam met my gery. Ekskuus, maar nou geval, nee, my pa het my gevat. En dan het jy, die ryp is nog partykeer, was voorstel om meestal in die somer te wees, maar in die tyd wat jy interbonte goed hardloop, dan is daar al 'n bietjie ryp partykeer daar in die hoofveld op die veld, né? Dan is dit lekker koud, maar dan warm jy op. En dan, hoekom is ek bly dit was die eerste item op die dag? Dan kan ek die res van die dag die pannekoeke inryg. Ek sê nou eendag vir hulle, ek wil nie eers 'n getal daarby sit nie, maar ek het pannekoeke geëet. Ek het myself in skuld ingewerk om pannekoeke te eet. En ek het daai hele dag pannekoeke geëet. En die tyd wat ons aflos hardloop is ek swaarder as die stokkie. Maar in elk geval, julle sien, dit lyk of ek 'n sakstokkie saam met my dra. Die pannekoeke is hier in my, né? Dan ek kan nie onthou of ons enige aflosse gewen het nie, maar in elk geval. Maar ons is onberispelik verklaar deur die goedheid van die Here. Absoluut goedheid. Ons is onberispelik verklaar. Daar is geen hekkies waaroor ons hoef te hardloop nie. Ons kry sommer die pannekoek van die begin af. As ek dan nou daai storie moet dwing om in te kom hierso, dat jy nie sê ek hardloop lank draai nie. Hy bloot omdat ons glo, verklaar hy ons onberispelik. Holy in his eyes, né? He found no fault in us. Efesiërs 1 vers 4. Jy sien, dit laat ons net opnuut besef. Ons moet snap net, hoe kosbaar is die woord van God. Ons ontvang die woord. Ons het hierdie geskrif. Ons het hierdie boek wat vir ons die waarheid oor die Here vertel. Wat vir ons letterlik, en ek weet mense kan sê, maar die Here kon dit baie korter gemaak het en so. Dit is juist die ding, hy het op allerlei verskillende verhale en verskillende stories, met insluitende al die foute van die mense wat veronderstel is om vir ons die boodskap te gee, ingesluit, sodat ek en jy daarmee kan assosieer. Dat mense daarmee kan assosieer. Dat 'n ou wat ander is se geld vir hulle gevat het en gesteel het, dat hy kan assosieer met 'n tollenaar.
hoor julle? Dat hy ou wat baie vis vang, assosieer en sê, los die visvang, gaan kerk. Nee. Maar verstaan julle, soveel het die Here vir ons dit moontlik gemaak om te assosieer daarmee. Met al die mense se foute. Maar hoe kosbaar is die woord van die Here? Dit is, party ouens sê nou, hulle vier nou, die version vier nou die Bible month. Hierdie maand is Bible month. Maar, as ander ouens wil dit in Januarie vier, maar maak nie saak, elke dag moet Bybeldag wees, is dit nie? So dis wat ek net besef het. Maar hulle vier dit nou as Bible month. En ek wil tog net hê, ons moet vir mekaar herinner, hoe kosbaar is dit nie? As ek nie vir jou kon verduidelik en vir jou kon vertel, Psalm 84 vers 11 staan in die woord nie, sal jy nooit besef hoe ontsaglik goed is die Here nie. Jeremia 36, ek wil 'n paar verse daar lees. Toe het Jeremia, en ek sal nou graag die konteks wil gee, maar dan gaan dit te lank vat. Toe het Jeremia vir Baruch, die seun van Neria, geroep. En Baruch het uit die mond van Jeremia, Baruch was 'n skraap. Hy het uit die mond van Jeremia al die woorde wat die Here met hom gepraat het, in 'n boekrol geskryf. Jeremia het Baruch opdrag gegee. Ek is ingeperk. Ek mag nie na die huis van die Here gaan nie. Gaan jy dan en lees op 'n vasdag in die huis van die Here ten aanhore van die volk uit die boekrol die woorde van die Here wat jy uit my mond neergeskryf het. Vers 8, ons skiep so enetjie. Baruch seun van Neria toe gegaan, net soos wat die profeet Jeremia hom beveel het, om uit die boekrol die woorde van die Here in die huis van die Here voor te lees. En die rede hoekom ons dit vir mekaar lees, is dat die geskrewe woord van 'n profeet se woorde, is 1000 keer meer werd as wat die profeet is. Selfs, want hoekom? Want ons glo, en ons weet, ek glo dit so dat ek dit nou weet. Niemand sal kan my daarvan oortuig dat dit nie so is nie. Ek glo, dit is 'n feit. 'n Groter feit is dat hierdie 'n tafel is, itafele istule. Klaar, ek weet dit. En ek weet hierdie woord is geïnspireer deur die Gees van God. Maar sodat ons kan besef en weet, maar die profeet was dalk 'n ordentlike ou, was 'n goeie ou. Jeremia was toevallig 'n prins gewees op daai level van die koningshuis. Hy was nie sommer net enige profeet wat daar uitgekom het nie. En maar Jeremia kon weet wie hy is. Maar selfs al is hy ingehok, die oomblik toe sy woorde op papier geskryf is, het die papier, wil ek sê, belangriker as Jeremia geword. Belangriker as Jeremia. Jy sien, die boek is veel meer as die profeet, want dit is skielik die woord van God geword. Die Gees van die Here, die woorde van die Gees van God in Jeremia gegee, is op papier geskryf, en daar gaan Jeremia se belangrikste rede hoekom hy gelewe het. En ek dink nou maar net aan, Samuel sê, hierdie preek is ons 1000ste preek wat op YouTube gelaai word. Daar gaan die woorde. Hoor julle net. Ons moet bid dat die woorde gaan, dat mense daarna kyk. Geïrriteerd raak, sê, hoekom maak jy nou daai grapie, jongen? Maar dat hulle daarna kyk en die woord hoor. En dit is belangrik, in vers 5 sê Jeremia, dat ek is ingeperk. Ek kan nie self in die tempel gaan. Hulle het Jeremia probeer inperk. Die volgende hoofstuk 37, het hulle Jeremia gevange geneem. En 'n rukkie later, dan laat die koning hom weer uithaal, want die koning ken hom. Hy deel met hom sy hart, maar hy luister nie na Jeremia nie. Gaan lees bietjie daar, is baie interessant. Hy gaan deur smart en alles, sy oë word uitgesteek, net omdat hy nie vir Jeremia luister. Vir die Here luister deur Jeremia nie. Maar in elk geval, dit was 'n onnodige inligting. Maar die punt is net, is dat hy word dan gevange geneem, uitgehaal, weer gevang, op die ouend in 'n put gegooi, waar hy in die modder wegsak. En dan stuur die koning weer iemand om hom te red. En op die ouend is die Babyloniërs, ekskuus ek voeg nou onnodig by, maar interessant is nou, as die Babyloniërs oorneem, dan ken daai Babyloniese koning vir Jeremia. En hy sê vir hom, jy kan besluit of jy saam met my wil gaan Babylonië toe, of jy kan besluit waar jy wil bly. Daai Babyloniese koning, het die Here lyk my beter geken as Jojakim, die koning van Israel. Hy het geweet hierdie is 'n profeet van God, maar in elk geval, dit was nou ekstra inligting. Julle sien, die mense van Israel het gedink hulle kan Jeremia stil maak, deur hom fisies in te hok, die ouens, die koning en die ouens rondom, want kom ek sê net dit, Jeremia het vir hulle gesê,
ons moet oorgee, die Babyloniërs gaan oorneem. Hulle gaan ons vernietig, hulle gaan ons doodmaak, die wat nie, ons moet oorgee. Die Here het klaar gesê, hierdie stad, Jerusalem, gaan vernietig word. Ons kan niks daaraan doen nie, gee oor. Nou ek kan verstaan, toe ek het die eerste keer veral lees, het ek verstaan dat Jeremia, jy weet, hy's 'n traitor. Hoekom wil hy nou, jy weet, want hy maak die soldate wat nou nog daar is, ook nou moedeloos, jy weet. Maar hy was reg, dis wat die Here vir hom gesê het. Jy sien, hulle probeer hom stil maak, maar die moment toe Baruch Jeremia se woorde op skrif sit, kon hulle Jeremia nooit weer stil maak nie. Hier is ons, duisende jare later, en ons lees Jeremia se woorde. Hoor julle, ons vertel Jeremia se storie. Want hoekom? Hierdie is nie net woorde gewees van 'n ou in daai tyd gelewe het nie. Dis die woorde, dis letterlik woorde van God, wat in ons ore inrol. In ons ore, selfs in my ore wat nie goed is nie, rol hulle in. Daai woorde kom in. En daai woorde is woorde wat lewe gee, wat jy op geen ander manier kan kry nie. Dis woorde wat jy opgewonde moet maak. Dat jy kan sê, Here, bring hierdie woorde. Ek wil hierdie woorde meer en meer hê. Dis die woorde van God. Dis die woorde van God en dit word vir my gegee. Sommige net so verniet. Julle sien die boekrol was die woorde van God gewees. Jeremia 36:8 sê hy daar. Hy sê om uit die boekrol, Baruch seun het toe gemaak soos die profeet Jeremia het, om uit die boekrol die woorde van die Here in die huis van die Here voor te lees. Selfs Jeremia sê, nie my woorde nie. Hy sê die woorde van die Here moet jy gaan voorlees. Jy sien die woord van God is in ons hande. Jy sê nou het ek nie eens 'n Bybel nie. Kan jy ek het nie eens my selfoon lê daar. Maar die woord van die Here is in ons hande. Woorde is van die Here, ek sal maar so maak. Die woord van die Here is in my hande. Want is in my hart. Hoor julle? So kan ons moet weier. Ek moet net sê, ek sal nooit weer my Bybel wat ek weet ek het nou baie Bybels. Ek kan nie almal gelyk lees nie. Maar alhoewel ek baie keer so voel. Jy weet dan begin ek lees 'n Bybel nou die dag van die Wena wat ek vir Wena gekoop het 'n Amplified Classic van Tannie Joyce Meyer was sy goed so bygesit. En ek wil toe dog ek nie eers ek gaan nou vir 'n ruk uit hom uit lees. Maar dit was 2 dae toe lees ek nou weer uit 'n ander, verstaan jy? Maar die punt wat ek wil maak is ons moet vir mekaar sê, daar moet altyd 'n Bybel wees in my huis wat nie onnodige rak leeftyd kry nie. Wat nie weggepak word nie, wat altyd by my is. En ja, as jy dan nie anders by die werk, jy het hom op jou foon. As iemand sê, hoekom is jy aan jou foon verbind? Hoekom soek jy hom? Jy sê, my woord is in hom. Sê vir hulle, is 'n goeie aanknopingspunt. Sê vir hulle, ek kan nie my foon ingee ergens nie, want die woord van God is daarin. Nou altyd weet hulle nie, maar die woord van die Here is altyd met jou. Nee, die woord van die Here is kosbaar. Daarom moet ons die woord van die Here aangryp. Hoor wat sê Paulus in Filippense 2:11. Hy sê elke tong sal bely. Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Daarom my geliefdes, vers 12, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar ook nog veel meer in my afwesigheid. Hier sê Paulus ook, al is ek nie daar nie, ek het vir julle die woord van die Here gegee. Julle het die woorde gekry dat en hulle kry nou met daai brief van Paulus, kry hulle die woord. Skielik is hierdie brief 'n lewende brief. Hierdie brief is kosbaar. En weer eens hierdie brief, en daar was heel moontlik baie, hele klompie ouens daar wat gesê, ja, weet jy, ek het so baie dinge om te doen, ek gaan nou nie vandag daar wees nie. En hier is ons vandag nog, en ons kom, en om dit te lees. Hoor jy, die ou snap, hy het nie besef hoe kosbaar is dit nie. Hy het nie geweet hoe absoluut kosbaar is dit nie. Soos julle altyd gehoor, nie net met my teenwoordigheid nie. Maar selfs as ek afwesigheid het jy my woord, die woorde van Paulus. Hoekom sê Paulus, want dit is God se woord. Julle sien die boodskap wat Paulus oorgedra het. Is hy sê, bly elke dag besig met die woord van die Here. Jy moet hierdie woord is so belangrik. Die Passion Translation sê van vers 12. Hy sê, I'm asking you now to keep following my instructions as though I were right there with you. So hy sê, Jeremia kon dit ook gesê het, jy kan hy woord lees vir die ouens, want ek is daar. Die wonderlike is, God is daar. As jy die woord oopmaak, is die Here by jou. Hy's altyd by jou. Maar ek wil amper sê, ek wil amper
Ek wil nie onnodige beelde in jou kop sit nie, maar ek wil amper sê, as jy die Here is met jou, die Heilige Gees is daar. Maar as jy die Bybel oopmaak, dan skuif hy nader. Hoor jy? Dis amper soos in die huis. Almal is daar in die huis en almal is besig. Maar as jy iets lekkers gaar maak, dan kom almal skielik vanuit die hoeke van die huis uit, want hulle ruik hierdie lekkerte, né? Dan kom hulle nader. Dan kom die Gees van die Here nader, want hy sê, ek proe die lippe van Psalm 119 vers 103, daar is soos heuning op my lippe, is die woord van God. Ek proe dit, ek smaak dit op my lippe. Now you must, dan gaan hy verder, hy sê, I will right there with you, sê, asof ek daar is. Now you must continue to make this new life fully manifested, as you live in the holy awe of God. Soos wat jy lewe in 'n heilige vrees, sal die ou vertaling gesê het, maar in respek, in 'n absolute feit van die feit dat die God is met my, die Almagtige is met my, lief vir my. Dit is hoe ek hierdie woord beleef. Filippense 4:4 ken ons so goed. So vers 1 lees ek net vir die lekker. Vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Moet oor niks bekommerd wees nie. Moet oor niks bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Moenie anxious wees nie. Anxiety gebruik hy in die New King James. Moenie anxious wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Daar's soveel dinge waaroor ons bekommerd kan wees. Ek wil dit nou eintlik nie sê nie, maar ons het 'n bord wat ons vir nuwe naambord opsit. Maar as jy afkyk en jy sien die plan van die ou wat dit doen, dan gaan jy saam met my, ek het wakker gelê in die nag en elke dag 'n ekstra stuk staal gaan koop. Nou eergister het ek weer nog eene gaan koop, 'n 6 meter angle 40 by 5 mm. Maar as ek 'n 20 mm dik gekry het ek hom opgekoop. Hoor julle, want ek sken mos hierdie winde. Hierdie winde is winde van verandering. Van afbreeking. Nee, maar dit pla my nog steeds 'n bietjie, ons moet bid daaroor. Hy sê, moet oor niks bekommerd wees, maar maak in alles julle versoeke deur geloof en smeekinge met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip te bowe gaan. Die vrede van God, wat alle begrip oortref, sê hy hier, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hy sal waak oor ons. Die vrede van die Here, sy shalom, sal oor ons waak. Moet oor niks bekommerd wees nie. Be anxious for nothing. Hoekom? Want ons het letterlik 'n blessed assurance. Ons het 'n absolute volle geloofsekerheid. Ons het die vertroue en die vrede van die Here. Die woord leer dit vir ons. Daarom is die woord so kosbaar. As ons moedeloos is, as ons dink aan die wêreld waarin ons leef, as dink dit is ons nou sê nou maar ons het nou Elon Musk het een van ons Lucian ontmoet daar eens, en hy sê, hoorie, wil jy nie daar by my kom bly nie, ek het 'n plek aan in New York waar jy kan bly, en hy sê maar, ek is so lief vir daai gemeente waar ek is, ek wil hulle almal saamvat, en ons is opgewonde, ons vlieg saam met Lucian, almal woordswarts, ons is in New York, en ons bly daar in New York, en dan kom ek kan nie sy naam reg sê nie, want ek wil nie sy naam leer nie, maar 'n kommunis word die Meyer, en hoor julle, maar wat het ons dan vir mekaar ook gesê? Wat het ons dan vir mekaar gesê? Ons sê, ons het volle geloofsekerheid, ons vertroue en vrede, vergewe ons Here dat ons gevlug het van Suid-Afrika, maar hier is ons nou eers in die moeilikheid, maar nou vertrou ons maar net weer op U. Hoor julle, ons vertrou maar net weer op U. Ons weet, ons hoop is alleen by U. Hebreërs 10:22 sê, hy sê, laat ons daarom ingaan met opregte hart en volle geloofsekerheid, met totally assurance, 'n sekerheid van geloof, 'n sekerheid dat ek die vrymoedigheid het, ek het die hansheid om voor die troon van God te verskyn. Dit gaan nie meer soos Jesus gesê het oor waar jy aanbid nie. Nee, dit gaan dat jy met die regte hart aanbid, 'n hart van geloof. Laat julle daarom ingaan met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Skoon water.
Met skoon water het Jesus het gekom en hy het vir ons kom redding bring deur sy bloed, soveel soos Samuel gesê het, dat daar net skoon water uit hom gevloei het. Die bad van Bethesda of geen ander is nodig nie. Ons weet, ons is klaar reggemaak deur wat Jesus gedoen het. Dit verklaar geregverdig. Ons is die regverdiges van God. Ons is die heiliges van God. Ek weet ek het dit al baie seker aangehaal, maar dit voel dalk net so baie, want ek gebruik die vers altyd by begrafnisse, maar op Psalm 116 sê die, kosbaar in die oë van die Here is sy gasiet, is die Hebreëse woord, sy holy ones. Dit verwys na gewone gelowiges. Kosbaar in die oë van die Here is sy heiliges, ons. Sy gasiet. Ekskuus, dit was 'n ekstra een, hy was nie daarby. En ek wil hê ons moet 'n lied sing. Ek hoop ek kry die wysie reg. Sit net so. Sing net 3 verse. So as dit nie goed gaan nie, net 3 verse. So wees rustig. Jy weet, jy kan enigiets deurstaan, hè. Ons ken hierdie lied. So kan ek net 'n sluk water vat asseblief. My keeltjie is droog. Kom ons sing net hierdie. Die eerste vers ken ons nou so goed. Tweede vers, die refrein heel goed. Maar die derde vers, kom ek lees hom voor ons sing, dat jy regtig weet wat jy sing. Hy derde vers, hierdie kom ek sê so, hierdie lied is geskryf deur Fanny Crosby. Sy was blind. Sy was blind, maar sy hierdie lied met die oë van die Gees geskryf. Hoor julle, hierdie vrou was blind, maar sy het klomp sulke hymns geskryf. En onder andere hierdie een, en dit wys jou net 'n absolute verhouding wat sy met die Here gehad het. Ek dink waar sy in die hemel is, maak sy haar oë baie keer toe. En dan beleef sy weer, sy sê, ek het dit nog altyd so beleef. Ek het dit nog altyd gesien. So of my ander ou sê, kyk, en sy sê, ek kan my oë toemaak en ooplos, ek sien die teenwoordigheid van God. Hoor hierdie vers, hy sê, perfect submission. All is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Belangrik dat jy hoor, I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Filled with His goodness, lost in His love. Toe kom sy daar skryf, watching and waiting, looking above, is ek dink die vers net, ek het daar's 4 verse en die refrein, en die een net voor hierdie en sing van die wegraping. So dat hy verwagting, verstaan jy, hy verwagting, te weet, ek sien net die pragt van ons bruidegom, ek sien Yeshua, ek kan my indink om in sy teenwoordigheid te wees, ek kan my indink om te weet, dat ja, dit wat ek gelees het in die woord, van sy liefde, en van sy absolute goedheid, en van die feit dat hy nooit met enige mens opgee nie, ek kan dit sien, ek kan dit beleef. Kom ons probeer om sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above,
filled with His goodness, lost in His love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Dankie Jesus. In Johannes 14 vers 20 sê hy in die Mirror Bible, in the unfolding of this day, you will know that we are in seamless union with one another. I am in my Father, you are in me, I am in you. In the unfolding, ek lees hom weer, in the unfolding of this day, Jesus sê, soos wat hierdie dag, as hierdie dag verby is, soos hy vertel, onthou, Johannes 14, eintlik Johannes 13 tot Johannes 17, is Jesus se laaste preek wat hy vir sy disippels gee. Laaste keer wat hy met hulle praat. Paar dae voor, na dit is dit verby, verstaan julle? Kort rukkie na dit is dit verby. Hy sê, soos wat hierdie dag, hierdie tyd unfold, you will know that we are in seamless union, in 'n naatlose eenheid. Met ander woorde, dis soos as pype wat hulle maak, veral vir olie en vir al sulke goed te vervoer, en selfs in karre en goed. Hulle maak hom seamless. Die naad word so aan mekaar gesmeld, dat hy met ander woorde naadloos is. Hoor julle? Nou dit is ons eenheid tussen, dis Jesus wat hierdie sê, en dit is ons eenheid met Jesus, en saam met Jesus ons eenheid met die Vader, en dit met Heilige Gees binne in ons. Daar is ouens wat dit probeer so beskryf, maar ek wil dit amper nie as op 'n bord teken nie, want mense kan dit so verkeerd verstaan, maar as jy dit reg verstaan, is dit absoluut die waarheid. En dit is as jy 'n sirkel teken waarop jy skryf bo Vader, en een binne in hom sê Jesus. En die derde sirkel sê nie Heilige Gees nie, jy sê Jaco. Of jy sê Tesner of Dani, jy skryf daar is ons, en dan Heilige Gees in ons. Dan sal hulle sê, maar hoe kan jy Heilige Gees kleiner teken? Vra hom, hy's hier. Ek moet nie my vra nie. Jy weet, vra hom, hy's hier. Hy's so groot, dat hy, kom ons sê, prys die Here, dat 8 biljoen mense tot bekering kan kom, hoeveel omtrent in die wêreld is, dan is hy in 8 biljoen mensies. Hy is veel groter as dit. Hoor julle? Maar dit is die eenheid. Dis die absolute eenheid, want julle sien, Jesus die menswording, hulle praat van die incarnation, die menswording van Christus. Die feit dat Jesus 'n mens geword het nie die drie eenheid gesplit nie. Want onthou, Jesus het aarde toe gekom, 'n mens geword, die gestalte van 'n slaaf aangeneem, sê Paulus in Filippense, en hy het gekom, maar nou kan hulle sê, maar hy's nou nie meer deel van die drie eenheid nie, Vader en Heilige Gees, hy's nou in 'n menseliggaam. Nee, dit het nie die drie eenheid gedeel nie, nee, dit het die eenheid net nog groter gemaak, om te sê, maar die mens is nou onlosmaaklik deel van hulle. Hoor julle wat hy staan? Ek en jy, Jesus het mens geword, sodat ek en jy onlosmaaklik deel kan wees van Vader, Jesus en Heilige Gees. As jy dit verkeerd verstaan, gaan jy dit verkeerd verstaan, jy gaan sê, ek sê hy's God, ek sê nee, maar ek sê nou vir jou, God is in jou. Jy het nog steeds jou geite, en jy het nog steeds dalk hier en daar 'n pyn, wat ons nou verklaar, sommer weggaan en verdwyn, maar, en ons verwag 100% genesing, Dani, ons verwag dit, ons verklaar dit in Jesus se naam. Maar, die Gees van God is lewend, en nie teleurgesteld, en nie teen sy sin binne in jou nie. Hy's in jou, ek wil so ver gaan te sê, hy's tevrede in jou. Hy weet, jy hoef nie vir hom te sê nie, hy weet, hy's in 'n gebrokene. Maar hy sê, kom ons word saam al hoe heler en heler. Kom ons stap hierdie pad saam. Psalm 84, en ek weet julle gaan sê, dis 'n leebelofte, maar ek gaan regtig met hom afsluit.
Psalm 84:11 wil ek weer lees, ons het hom aan die begin gelees. Ja, 'n son en 'n skild is die Here God. Genade en eer is wat die Here skenk. Hy hou wat goed is nie terug van hulle wat onberispelik leef nie. Hy hou wat goed is, 'n son en 'n skild. Hy gee vir ons die lig. As daar nie son is nie, ekskuus maar, ek dink net altyd aan, die mielie kan nie groei, al het jy hom mooi geplant, al het jy vir hom al die kunsmis gegee, alles 100% reg gedoen, al is daar geen onkruid rondom hom nie, en jy gee vir hom net die regte hoeveelheid water, maar as daar nie son is nie, dan groei hy nie. Dan vrek hy van te veel water. Hy is ons son en ons skild. 'n Mens het Vitamiin D kosbaar nodig. Baie belangrik. Hou al jou siektes weg omtrent. Dis 'n stryd vir die mens. Ek praat met Gerry. Maar in 'n geval, ek gaan nou die hele familie probeer vertel ek. Maar ek praat met hom. Hy sê sy seun wat hier by ons in die gemeente was, man Morney en Melissa. En Morney en Melissa is ons in Kanada nou. En daar gee hulle vir die kindertjies, as hulle letterlik hulle kom nog net by die huis van die maternity af, dan begin hulle al Vitamiin D gee. Want nie die ma of die kind het genoeg Vitamiin D nie. Verstaan julle? Hulle begin omtrent, jy kan amper sê vanuit die moederskoot probeer hulle vir hulle Vitamiin D gee, want as die kind gebore is in die winter, is daar nie omtrent nie eers son nie. Verstaan julle? Maar as jy nou regtig ryk is, het jy 'n huis met 'n dak waarop jy kan bietjie tan. As daar 'n sonnetjie is. So belangrik is, hy is ons son en ons skild. Hy is absoluut ons voorsiening. Hy is ons beskerming. Hy is absoluut alles vir ons. Hy hou wat goed is. Ek verklaar vanoggend oor ons, oor hierdie land van ons. Hy hou wat goed is nie weg of terug van hulle wat in sy wil is nie. Vir hulle wat regverdig is nie. Vir hulle wat in die geregtigheid van God en Christus is nie. Hy hou dit nie weg van ons nie. Die goedheid van die Here, die genesing, die gesondheid, die versorging. Die liefde van die Here, sê ek nou vir julle, is so sterk rondom ons. Ek hoop jy gaan dit regkry om kerk toe te loop. Die liefde van die Here, sy goedheid is hier. Hy is lief vir ons. Hy is hier. Maar waar begin dit? Want hy is hier. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior. I'm full of His goodness and I'm lost in His love. Ek is verlore in sy liefde. Jy sal sê mens gered, ek sê ja, ek is gered, maar dit voel of ek kan nie myselfers dink nie. Ek kan nie my eie plannetjies dink nie. Ons is baie bly jy kan nie. Want jy is verlore in hom sodat hy al kan wees na wie jy luister. Ons is verlore in hom, hy wil hê ons moet verlore in hom wees. Hoekom? Sodat ons op hom kan gerig wees. Sodat hy ons plek is waarna toe ons altyd terugkeer. Jy kan in Oos-London selfs verdwaal, ons gee nie om hoe sleg jou ruitverwysing is nie, maar jy moet, solank jy die Here vind. En Vader, ons kom bid vanoggend in Jesus se naam. Here, dat U vir elke een van ons, selfs al sit U van ons wat dink, ek ken die Here goed. Here, ons wil U nog meer leer ken. Ons wil onteenoor, kom ons stel dit so, ons wil nog meer en meer bewus word van U teenwoordigheid, van die inlewing in ons, van die wysheid van Christus, the mind of Christ wat ons het. 2 Korintiërs 1:16. Ons wil nog meer en meer bewus word daarvan, Here, want dit is alles klaar in ons geplaas. U liefde, U goedheid, die vrug van U Gees, maar ons wil dit nog meer en meer van ons bewus word. En ons sê dankie Jesus dat dit saam met U moontlik is. Dankie Jesus. U is so goed, so genadig. Ons sê dankie Here. Ons prys U naam. Dankie dat U woord die absolute werklikheid is. Dankie dat U woord vas staan, dat dit die waarheid is. Die ware woord van ons almagtige Vader. Dankie Yeshua. Dankie dat U vir ons die lig aangeskakel het. Niemand kan meer sê, die ligte is aan, maar daar's niemand tuis nie. Nee, U het vir ons die lig aangeskakel. En ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Ons bely vanoggend, Here, ons is lief vir U.
Ergam ga Jahweh Gitski, Psalm 18 vers 1. Ek het U innig lief, Here, my sterkte. Ek het U innig lief, Here, ons verklaar dit in Jesus se naam. This is my story, Lord. This is my song. Verklaar dit in Jesus se naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En Vader, ons eer U dat ons kom oor elke een van ons hier en elke mens wat enigstens deur Vaderhart verteenwoordig word. En yes, vir hierdie land van ons kom verklaar ons Shalom, Shalom. Here, vir die besluite van ons regering. Ag Here, ons vra mercy, mercy Lord. Mercy, mercy. In Jesus se naam. Ons vra genade, Here. Dankie Jesus vir U Shalom. Ons vat U Shalom oor ons lewens. U voorsiening, U gesondheid, U heelheid, U versorging, U voorspoed. Ons vat dit in Jesus se naam. Ons loof U daarvoor. Ons bid vir elke kerk in hierdie land van ons. Elke kerk wat glo dat Yeshua Jesus die enigste Here is, die weg, waarheid en lewe. Ons plaas hulle voor U. Ons bid Here U seëning oor hulle in Jesus se naam. Dankie Vader, dankie Jesus. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here.